Daar is hy. Nou ja, goeiemôre. Maar het is vir ons lekker om in die huis van die Here vanmôre te wees. So, ons gaan so 1 of 2 lekker songs doen om jou op te warm, want ek sien jy kry koud. En dan loof ons die Here lekker. Amen. Nou ja, kom ons gaan die diens open. Vader, ons loof U vanmôre, Here. Vader, hoe groot en hoe goed is U nie vir ons nie, Here. U guns op ons lewens is so wonderbaarlik, Here. U liefde is te groot vir ons om te verstaan, Here. U genade oor ons is so groot dat ons dit nie kan verstaan nie, Here. Here, dankie vir U liefde en die guns en die genade en die grootheid en die goedheid. Here, ons kan U net besing, want U is waardig vanmôre om geloof en geprys en geëer te word, Here. Dankie dat U so intens in elkeen van ons se lewens belang stel, Here. Vader, dankie dat Jesus gekom het en sy lewe vir ons kom neerlê. Dankie dat U U seun gestuur het, Here, sodat ons vanmôre in hierdie plek kan wees, Here, met 'n wete dat ons vry is vanmôre, Here. Met 'n wete dat ons vanmôre gered is, Here. Met 'n wete dat daar vir ons 'n voorsiening gemaak is, Here. Wat U seun het gesê, Jesus het gesê, kyk, ek gaan dan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer om julle te kom haal, om te wees waar ek is. En Here, ons sien uit so na daardie dag, Here, wanneer U kinders kom haal, Here, en dat ons kan wees waar U is. Wat 'n belofte het ons nie vanmôre in U vanmôre nie, Here. Ons het so groot belofte. Maak nie saak wat om ons gebeur nie, Here. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Father, we've got the peace that surpasses all understanding. Here, ons het U vrede. Nie die vrede soos die wêreld dit gee nie, maar U vrede, Here. And Father, for that we can only just acknowledge You this morning and say, God, we just want to worship You, for You are so great. You are so good. We just want to worship Your name, Lord. We want to give You the highest place. Here, nie net in hierdie diens vanmôre nie, Here, maar in ons eie lewens wil ons sê, Here, U het die hoogste plek in my lewe. There is none but You, God. There is none but You. Daar was niemand voor U nie, en daar sal niemand na U wees nie. Alles wat bestaan, vandag het bestaan deur U, tot U en vir U, Here. En daarom loof ons U en ons eer U. En ons dankie vir U liefde. Ons dankie vir dit wat U vir ons kom doen het, Here. In die magtige naam van Jesus. Amen. Kom ons gaan goeiemôre. Hoor, hierdie is 'n karismatiese kerk, nie 'n stilte kerk nie. Goeiemôre. Dit klink nou meer karismaties. Ek groet julle in daai mooi naam van Jesus. Ek hoop julle gaan 'n mooi oggend saam met die Here hê. Al wat ek vir julle vra is vanmôre is, maak jou hart oop, wees ontvanklik en kry wat die Here vir jou instoor het. Want hy het baie meer vir jou instoor as wat jy dink. Daar's baie meer wat hy vir jou wil gee. En hierdie hele week toe hulle nou roosterkoeke gebak het en te kere gegaan het, en moes ek nou voorberei. En dankie Here dat ek kon 3 boodskappe voorberei, want ek het by die eerste ene gekom en ek het glad nie by die eerste ene klaar gemaak het. Toe sê die Here, nie wat jy wil, nie wat ek wil. Ok, andersom. Nie wat ek wil, nie wat hy wil. En toe kom ek by die tweede ene, en ek begin aan die tweede ene te werk, en terwyl ek gister na 'n begrafnis toe ry in Kimberley, toe sê die Here vir my, daar's nog. So ek hoop jy gaan ontvang vanmôre. Daar is goed wat ek wou doen, voor die tyd, maar die Here het ander planne met hierdie gemeente vanmôre. Ek hoop julle gaan verstaan wat die Here vanmôre vir julle wil gee. Nou, hulle sê vir my altyd, voor ek by die woord uitkom, ek is die doop en val pastoor. Ek wil uitvind of jy gedoop is. As jy nie gedoop is, jy salf ek jou met olie, en ek salf jou met olie en die krag van God slaan jou en jy val. Nou, ek weet self nie hoekom nie. Ek het glad geen idee nie, al wat ek weet, die Here het my voorberei vir dit wat voor lê. So hierdie olie is vir my baie belangrik,
Want as ek mense bedien, salf ek hulle met olie. Want die salfolie is 'n teken vir die salwing van die Heilige Gees. Die olie is 'n teken vir die vuur van die Heilige Gees. So die olie is eintlik net simboliek. Maar as jy dit manifesteer en toelaat dat dit manifesteer, dan gaan die uitwerking van die olie op jou lewe duidelik sigbaar wees. So vanmôre hoop ek om elke ene te salf vanmôre. Dan die Patty, jy's eerste vanmôre. Om elke ene te salf hier vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou, die salwing breek die juk en die Gees bring nuwe lewe. Maar wie is die salwing? Wie is die salwing? Die salwing is die ene wat die prys vir ons betaal het, sy naam is Jesus. Want Jesus beteken redding, die Engelsman sê salvation, en Christus beteken the anointed one, met ander woorde, die gesalfde. So, baie kere word mense bietjie omvergewerp, want die olie is die salwing van die Heilige Gees, maar as jy kyk na 1 Korintiërs, dan sal jy sien dat die Heilige Gees en Jesus loop saam. Jesus sit aan die regterhand, maar die Gees van God het in ons kom woon, en Jesus is die ene wat by ons is, want sy woord sê, hy sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie, hy is altyd daar met ons. En my geliefde teksvers vanmôre, Gerard, hou vir my vas, moenie te veel aan hom vat, hoor, net te verloor ek het. My geliefde teksvers, en ek het seker al 3000 boodskappe gegee oor hierdie teksvers, en as die mense nou begin lag, dan weet hulle, dit is nou Handelinge 1 vers 8. My eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hierdie ding van 40 dae en na 50 dae is hy weg. Moet julle mooi verstaan. En toe hy tog met hulle saam was, het hy bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Sê saam met my, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Waar vir party van julle is die uiterste van die aarde Philipsdal. Maar luister wat sê Hebreërs 8 vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jy op die berg getoon is. Die Engels sê dit types and shadows, met ander woorde, die Ou Testament loop in die Nuwe Testament in. Jy kan dit nie wegwys nie, daar's baie bewyse van die Ou Testament, wat in die Nuwe Testament ingaan. Nou kom ek by my boodskap uit, prys die Here. Handelinge 2:38, jou favorite. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy moet wedergebore word,
As jy die wedergebore is, gaan jy deur die doopwater. Gerard, ek kyk vir jou, want ek weet, jy gaan nog deur die doopwater. En as jy deur die doopwater gegaan het, is die volgende stap die doping van die Heilige Gees, sodat jy die gawe van die Heilige Gees kan ontvang. En die gawe van die Heilige Gees is al 9 gawes. Met ander woorde, die Heilige Gees deel uit soos hy wil. Wat beteken dit die Heilige Gees deel uit soos hy wil? Hy deel uit soos wat hy dit en ek en jy dit nodig het. En jy het nie nodig om te weet hoe, nou het ek 'n woord van wysheid, is dit miskien 'n woord van kennis? Nee. Die Heilige Gees deel uit soos hy wil. En jy het nie nodig om te weet wat 'n gawe dit is, solank jy nie die gawes gebruik en opereer in die gawes. Maar nou deur wedergeboorte gee ons die reg op ons ou lewe weg. Maak dit vir julle sin? Toe die Here dit vir my gee, dit klink nie vir my so lekker nie, maar jy gee jou reg van die lewe wat jy gelei het weg. En jy volg nou 'n nuwe lewe in Christus, want hy is die lig van die wêreld. En as jy jou lewe vir Jesus gegee het, dan gaan alles nie sonskyn en rose wees nie, maar jy moet lewe volgens die skrif. Want die skrif gaan vir jou die oplossing en die uitweg gee. Kom ons kyk na hierdie. Waar het ek nou weer my olie in een van die 20 sakke gesit? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie olie in die Ou Testament. Met die doping, voor ek by die Ou Testament kom, met die doping met die Heilige Gees, begin jy 'n kragtige werktuig in die hande van die Here word. Met ander woorde, oral waar jy loop, gaan jy hierdie stemmetjie kry, wat met jou praat. As hierdie stemmetjie met jou praat, moet jy daarop reageer. Want as jy daarop reageer, dan het jy die werk gedoen wat die Heilige Gees vir jou gesê het om te doen. Maak nie saak wat dit is nie. Dit kan wees, kom ek bid vir jou gesondheid, kom ek gee vir jou R10, kom ek doen enigiets, maar dan moet jy net gehoorsaam wees aan daai stemmetjie. En as jy gehoorsaam is aan daai stemmetjie, dan sal die Here jou verder gebruik, want hy gaan jou beproef in die klein dinge. En later aan gaan dit al hoe groter en groter en groter word. Maar nou, met die doping met die Heilige Gees en die teken daarvan, die spreek van tale, in daai doping word jy 'n kragtige instrument vir die evangelie. Want nou loop jy saam met die Here. Nou praat die Here saam met jou. Nou lei die Here jou. Nou is jy in sy beheer. Jy's nie meer in jou eie beheer nie. Jy's nou in sy beheer. Want hy beheer nou jou lewe. Want jy dan jou ou lewe afgelê. Jy's deur die doopwater. Jy staan op as 'n nuwe mens in Jesus Christus. Jesaja 10:27. Ek gaan bietjie kyk na die olie. En in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek af. En die juk sal tot niet gaan vanweë die vettigheid. Maar die engel sê dit baie mooier. The yoke will be destroyed because of the anointing. Met ander woorde, olie breek bande. Olie laat jou vrykom. Olie gee vir jou krag. Olie gee vir jou mag. Olie gee vir jou autoriteit. Olie gee vir jou dat jy kan profeteer. En dan weet jy nie waar kom die woorde vandaan nie, maar die olie is die krag wat die jukke laat breek. Toe gee die Here my 'n nuwe skrif. Naam 1:13. Maar nou sal ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stikkend breek. Olie simboliek van die Heilige Gees, dit verfris jou liggaam. Luister wat sê 2 Samuel 12:20. Toe het Dawid van die grond af opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. En daai dae het hulle gebad en het hulle self met olie gesmeer. En dan het hy na die huis van die Here gegaan, want hy was vol bloed, want hy kom van die oorlogsveld af. Ek en jy se oorlogsveld lê daar.
Ons oorlogsveld is in die uiterste van hierdie Noord-Kaap. Dis waar ons oorlogveld is. En as ons klaar is, dan kan ons onsself met olie salf en sê, nou het ons gedoen wat God ons geroep het om te doen. Ander woorde, olie, symboliek van die Heilige Gees wat jou liggaam verfris. Rut 3 vers 3. Naomi, Boaz, Rut, luister wat sê, was jou, salf jou, trek jou klere aan en gaan af na die vloer toe. Laat jou nie deur die man herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Olie is 'n welriekende geur. En Rut kry 'n opdrag, sy moet aan die voetenend van Boaz gaan lê. 'n Welriekende geur. Want toe hy hierdie gevoel onder by sy voete kry, wat het hy? Hy het iets geruik wat lekker is. Nou is daar 8 manifestasies van die salwing van die Heilige Gees, wat ons nodig het om die werke van die vyand te verbreek. Dit stel ons in staat om kragtige werktuie vir Christus te wees. Wat is die eerste ene? Baie belangrik. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Dan vergeet ons hy laaste gedeelte. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Lukas nommer 2. Lukas 8 vers 11. Dis dan die gelykenis van die saad. Dis die woord van God. Hierdie belangrike manifestasies van die salwing van die Heilige Gees, wat ons nodig het om die werke van die vyand te verbreek. Die woord van God. Die woord van God. Daar staan geskrywe. Jy kan nie die vyand verslaan met woorde wat jy gebruik nie, behalwe wat staan in die woord van die Here. Daar staan geskrywe. Die vyand is verslaan toe Jesus vir hom sê, daar staan geskrywe. Johannes 17:17. Heilig hulle in die waarheid. My woord is die waarheid. Sy woord is skerper as enige tweesnydende swaard. Nommer 3. Jesaja 53:5, Eksodus 15:26, 1 Petrus 2:24. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Deur sy wonde, die 38, die 39 houe wat hy op sy rug gekry het, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Glo jy dit nog vanmôre? Glo jy nog vanmôre dat die wonde van Jesus vir jou genesing bring? Glo jy dit nog vanmôre dat Jesus is nog steeds die groot geneesheer? Glo jy dit werklik vanmôre? Want dan is jou geloof versterk word vanmôre, dan sal die siekte wat op jou liggaam is vanmôre nie in hierdie plek uitgaan nie. Want jy sal gesond word as jy glo. Jy sal gesond word. Maar jy moet dit glo. Geloof is 'n vaste vertroue van die dinge wat ons nie sien nie, maar ons weet dat sy skrif sê so. En as sy skrif so sê, dan moet jy dit glo. Eksodus 15:26 en 1 Petrus 2:24 sê presies dieselfde. Markus 16. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Partykeer stap ons verby mense en God praat met jou, hy wys vir jou die persoon. En wat maak ek en jy? Nie net julle nie, ek en jy. Ek is mos 'n kind van die Here. Die waarheid, ek het dit al gedoen. In plaas van, om sê, kom hierso, kom ek vertel jou wie Jesus is.
Want elke ene van ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Elke ene van ons gaan moet rekenskap gee. Elke ene van ons staan voor die Here eendag om te sê wat ons gedoen het. Hy wat glo en hom laat doop, kyk alweer na jou, sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Kom wat ek vir jou sê, as ek later in een van hierdie gedeeltes gaan vir jou sê, dat die tyd gaan kom, en die tyd is al klaar hier, dat die vyand jou tromp op gaan loop, dat hy hom nie meer gaan skaam nie, dat hy nie meer gaan wegkruip nie, dat hy nie meer agter 'n boom gaan staan nie, maar dat hy gaan kom vir jou, en dan moet jy die autoriteit wat jy het in Jesus Christus gebruik, en die autoriteit wat ek het, moet ons gebruik, want as ons dit nie gebruik nie, dan gaan hy oor ons stoomroller. Want Jesus het gekom, dat ek in jou lewe en oorvloed het. Jesus het gekom, dat ons in sy naam sal duiwels uitdryf. Nie in duif se naam of enige ander naam, maar in sy naam sal duiwels uitdryf. En ek het baie al die voorreg gehad, dat die Here my gebruik het om duiwels uit te dryf. Maar mense loop met hierdie goed rond. Mense loop met hierdie goed om hulle, en hulle laat nie toe dat die Heilige Gees sy werk doen nie. Die hele woord is 'n profesie. Die hele woord lei ons presies waar ons nou is. Jesus slaap nie op die regterstoel by die Vader nie. Jesus is wakker oor sy woord om dit te volbring. Jesus beweeg in die krag van sy woord. Kan jy dit glo? Hy beweeg in die krag van sy woord. Kan ons sien wat om ons aangaan? Kan ons sien Esegiel 38 is amper daar. Wat gebeur na Esegiel 38? Duifprins vertaling, Ludwig, ek glo dan is die wegraping bitter naby. Rusland en Turkye, as hulle betrokke raak, weet jy, die tyd is naby. Kyk net na Israel, kyk wat gebeur met Israel. Hulle gooi 100 missiele. Net 3 van hulle val op oop velde. Hulle wys foto's waar daar bonatuurlik vir hierdie missiele, net, daar kom hulle weggezaai, missiele. Hoekom? Want dis Jesus se geliefde nasie. En omdat ek en jy wedergebore is, omdat ek en jy die Here aangeneem het, is ons ook sy geliefde nasie. Loop ek te veel rond. En as ons kyk wat besig is om te gebeur, om ons, sit ons lekker, ons sit nog by die see in Ten. Dit het nog nie hier gebeur nie, want ons is daar ver weggesteek. Maar hulle het al 10 jaar terug begin, in Europa, het hulle begin, en sekere nasie geïnfiltreer, tot in Londen. Is ons wakker? Of slaap ons nog? Is ons gebedslewe op datum? Bid ons nog soos wat ons moet bid? Hierdie woord speel onder ons oë af. 1 Thessalonisense 4 vers 13 tot 18 is daar. Maak gereed, Amos 4 vers 12, om jou God te ontmoet. Maak gereed, ons gaan nie deur hierdie goed gaan nie. Ons gaan weggeraak word, net so, maak so. Goodbye. En die antichrist, hy is al hierso. Hy loop al rond.
Hy is seker nie so mooi soos ek nie, maar hy loop al rond. Maar hy kan nie sy verskyning maak nie. Maar die gees van die antichrist is al jare, duisende jare terug in hierdie wêreld. En hierdie antichrist gees, die antichrist kan nie sy verskyning maak nie, want jy en ek, die kerk is nog nie so. Matteus 24. Dit is die 5de gedeelte. Die 6de gedeelte. Nou gaan die mense weer smile, want dit is presies wat hier gebeur. Praise en worship. Psalm 150. Ek gaan net 'n stukkie gedeel. Laat alles wat asem het, die Here loof. Laat alles wat asem het, die Here prys. En weet julle wat? Die praise en worship breek die bande van die vyand. Die praise en worship breek die bande van die vyand, want die salwing van die Heilige Gees kom dan in, en die salwing breek die jukke, want die praise en worship maak 'n atmosfeer, sodat God kan werk, sodat God kan beweeg, sodat God kan genees, sodat God sy olie kan uitstort, sodat God vir jou kan seën, sodat God kan doen wat hy wil met jou vanmôre. Praise and worship. Praise and worship. Want as jy praise and worship, dan verhef jy die Here. As jy praise and worship, dan maak jy sy naam groot. As jy praise and worship, dan erken jy die prys wat hy betaal het. As jy praise and worship, en praise is om die naam van die Here groot te maak. Worship is to allow the Holy Spirit to manifest. Sodat die Heilige Gees kan manifesteer, sodat hy jou kan aanraak, sodat hy jou kan verander. Almal van ons loop met 7 sakke sout rond. Mag dit by jou familie wees, mag dit by jou finansies wees, mag dit by jou man wees, maar nie by my vrou nie. Maar almal van ons het 7 sakke sout. Dis hoekom jy na die huis van die Here kom, om verlos te word. Daai finansies van jou wat so sukkel, kom na die huis van die Here, sodat jy vrygemaak kan word. Nommer 7. Ek is amper klaar. Psalm 23 vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Die Bybel sê occupy till I come. Ons moet aanhou totdat hy ons kom haal. En as hy ons kom haal, moet jy seker maak dat jy's een van hulle. Moenie soos die ander 50% wees nie. Wat na die huis van die Here kom wanneer hulle nood is. Wat na die huis van die Here kom wat nie die woord verstaan nie. Wat na die huis van die Here kom en sê, nee, hierdie is nie vir ons, dit was in daai dae gewees. Wat na die huis van die Here kom en kyk en sê, nee, hierdie is nie van my nie. Sorry Pel, jy gaan agterbly. Vat alles wat die Here vir jou gee in sy woord. Vat alles. Gebruik jou gawes. Moenie stil bly nie. Moenie geforseer word om stil te bly nie. Gebruik jou gawes. Ek het nog steeds my olie in my hand. Hierdie olie brand hier in my hand vanmôre. Kom het ek vir julle vertel wat op hande is. Ek kan dit net in Engels sê. Kan ek maar? Iemand wat nie in Engels verstaan nie.
I'll bring it to you in Afrikaans. Okay, maar die Engelsman sê, the church is going to, before the rapture, is going to receive a wealth transfer. En jy gaan nie weet waar dit vandaan kom nie, because it's called a wealth transfer. En as jy 'n getroue tiendebetaler is, sê Eina, en ouch, as jy nie jou tiende betaal nie. Jammer om te sê, as jy nie jou tiende betaal nie, Eina en ouch. Die eerste dag, toe ek vir die Here sê, Here, hoekom kan ek aanhou so? Toe dien ek die Here al so 3 of 4 maande. En my vrou, ja. En ek sê van, man, ek het my hart vir die Here gegee, ek gaan nou niks verder doen nie. Ek het my afterservice aan vanmôre, maar nie worry nie. En die Here sê vir my, betaal jou tiende. Toe verdien ek R5.000 'n maand. Ek sê, Here, R500 is dan baie geld om vir u te gee. Eina en outs. In elk geval, daai Sondag, sorry, jep, my vrou weer, betaal jou tiende. Nou is ek te skaam, en ek het nou gesê, nee, maar ek gaan nie my tiende betaal nie. Maar ek haal my koevertjie uit en ek sit my R500 daarin. Die volgende dag, die maandag, toe bel 'n ou my, toe sê ek het vir jou R2000. Beproef God. Beproef hom. As mense wat gesê het, Here, ek het niks geld oor nie, ek het net hierdie R100 of R200 oor en ek gooi dit in die offermandjie. En die maandag toe voorsien die Here, because my God and your God shall supply all your needs according to his riches in glory. Never fear when God is near. En toe sit ek in 'n kerk en die Here sê vir my, ek moet R5.000 insit. Nie baie lank daarna nie. En ek sê, Here, dis baie geld. Ek vat daai geld, ek sit dit in 'n koevert, my vrou weet van niks. Maar ek vat daai geld, ek sit dit in 'n koevertjie. En ek sit in die kerk, ek sê, Here, wat gaan ek vir die res van die maand doen, neem my vir die res van die week? Daai pastoor sê, as jy vanmôre gehoorsaam is aan die Here, gaan hierdie gemeente vir elke siel wat gered is, gaan op jou naam kom. Jesus, iewers skielik is die bande gebreek, en die R5.000 beteken niks. En ek gooi dit in. En van daar af, as ek hoor, doen ek. Want ek weet, dis dan wat die Bybel sê, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. Glory is kabout. Die laaste ene. Die laaste ene. Prys die Here, dit was nie so lankie, ne? 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Want gebed verander sake. Gebed verander nie net jou sake nie, maar gebed verander die persoon vir wie jy bid se sake. Want gebed is kardinaal van belang, want die woord is gebed. Bid die psalms. Bid die psalms totdat jy van 1 tot 150 deurgebid het. Al wat jy hoef te doen, as jy 12 minute elke dag bid, verander die Here jou omstandighede. Bid sonder ophou, want gebed gaan jou sake heeltemal verander. Want as jy nie bid nie,
dan is jy 'n biddelose kanaal vir die koninkryk van God. Gebruik jou gawes. Gebruik jou gawes om mense te bou, stig en te bemoedig. Want in gebed gaan jy hoor wat die Gees van die Here vir jou sê om te doen. Want in gebed gaan jy antwoorde kry. Want in gebed gaan jy gereed wees om vir God iets te doen. En as jy nie tyd het vir gebed nie, maak tyd. Ek kom maar by die huis, hierso, sorry, maar dit is seker maar deel van my huis. Ek kom hierso, en iemand sê vir my, jou oogies lyk so, ek sê, ja, ek is baie moeg. En ek gaan net my bunny chow en dan gaan ek slap. En ek chow my bunny chow en ek gaan klim in die bed. Toe is dit 20:08. Ek stel my wekker vir 2 uur, ek moet opstaan, ek moet bid, ek moet voorberei, ek moet hoor wat die Gees van die Here sê, vir die 3de keer moet ek 'n ander woord kry. 10:30, ping pong, is ek wakker. Want ek het gehoor, wat die Here sê, ek moet opstaan, ek moet daai woord nou bring. Die salwing van die Heilige Gees breek jukke, breek bande. Maak los, sodat daai salwing jou kan verfris, sodat daai salwing vir jou kan 'n nuwe visie gee. Wat is 'n visie en wat is 'n droom? 'n Droom kan verander, maar 'n visie nooit. God het 'n visie gegee vir die huis. Hierdie visie kan nooit verander nie. 'n Droom kan verander. Maar ek verstaan dat elke ene van hier, wat hier sit vanmôre, as jy vanmôre 'n addisionele krag van God wil ontvang, wil ek hê jy moet nou op jou voete staan. Dis nie addisioneel, dis maar net krag van God is al. As jy daai krag vat, en jy sê vir die Here, voor jy daai krag ontvang, wat ook al jou stryd is, wat ook al jou probleem is, wat ook al voor jou lê, dat as hierdie salwing oor my kom, dat dit sal verdwyn soos mis voor die see. Maar ek het 3 from you are all things, and to